Ja, julle is nou van die skreen af. So ek weet nou nie waar is julle nie. Okay. So ons in die vakansie. Die ene wat ek wil hê, share. Daai en presentation slideshow. Begin. Ons sien nou jou Okay. presentation. Ons sien jou prentjies, Nick. Hoort hy reg? Daar's hy. Ja. Daar's hy. Nou sê. Okay, so Karen sit hier by my. Julle kan seker wees sy gaan my reg help wanneer ek iets sê wat sy nie van dink ek is reg nie, op die regte spoor nie. So ek het net die goeie rondskuif hier want okay, daar is hy. Nou kan ek self sien. Anders kan ek self nie sien wat aangaan nie. Okay, so in die opening hierso het ek my net 'n foto van 'n klomp vrouens by in Varanasi, maar ons gaan later daaroor praat. Ons vakansie was hierso van middel Oktober tot die tweede week in November en ons het juist daai tyd gekies. Ons het juist daai tyd gekies omdat dit Diwali is en Diwali is nou baie kleurvolle fees en 'n baie heilige fees vir die Hindus. Nou moet ek nou net uitvind hoe gaan ek nou aan hierso. Okay, so, okay. So ons het van hier af ons is van hier af tot in Mumbai gevlieg. 'n Paar dae in Mumbai deurgebring net om bietjie georiënteerd te raak. Dis ons na Aurangabad toe. Dis nogal 'n plek wat nie almal van weet nie en ek het maar van my Indiër vriende het my vertel van die plek en ek is baie bly dat ons vertel van dit want dit is nogal uniek. Ek gaan 'n bietjie daaroor praat. Van daar af het ons teruggery met die trein Mumbai toe. Dit was al 'n ondervinding in sigself. Want die eerste klas air-conditioned trein wat ons verwag het was soos 'n derde klas non-air-conditioned, maar dit was ja, dit was 'n ondervinding. So van daar af is ons Jodhpur toe. Jodhpur is bekend vir die blou geboue, hulle noem dit die blou stad ook. So die ou stad is oorwegend 'n spesiale kleur blou en die blou is eintlik om die Hindu god Shiva te vereer. Want Shiva was op 'n slag vergiftig deur iemand, maar hy het oorleef, maar hy het blou geword. So dis waar die blou vandaan kom. Daarvandaan af is ons Jaipur toe. Jaipur noem hulle die Pink stad. Dit is om die klip wat hulle daar gebruik om die paleise en goed mee te bou, pink is. So die hele plek het 'n pink skynsel. Vanaf is ons Agra toe. Dit is nou maar die afspringplek as jy Taj Mahal toe wil gaan. Dit was nou nie regtig een van ons highlights wat ons gedink het gaan wees nie, weet, want jy sien altyd maar die foto's van die Taj Mahal, maar gaan vir julle die Taj Mahal wys uit 'n ander hoek uit. Van daar af is ons toe nou na Varanasi toe. Varanasi is toe nou die plek wat eintlik die plek was waar by uitkom. En ons het so gereël dat ons op die dag van Diwali. Diwali is oor 'n paar dae, maar die middel van Diwali is die heiligste tyd. En dan is daar duisende mense wat die rivier ingaan. En ons het heelwat foto's wys van dit en toe is ons terug na Delhi toe. Ook maar net ons goed by mekaar geskraap, 'n bietjie daar rondgeloop, maar Delhi is maar 'n stad. So ons het nie vreeslik foto's geneem daar nie. Ons by daai tyd was ons ook al baie moeg. So ons het 3150 km gedoen en dit was baie vliegtye, treine, karre, bote, what have you. So, tuk-tuks, ja. Taxis. Ja. So dit was dan maar so afgelê. Nou ja, ek gaan begin met Mumbai. Ek gaan maar sê vir die wat nie weet nie, hierdie is die Gate of India, India so in Afrikaans, die hek van India. Dit is gebou gedurende die Britse Raj. Jy staan op die peninsula by die hawe waar die Engelse vertrek het vir oulaas uit India. Die laaste skepe met troepe het van daar af gegaan.
Um 'n bietjie verder van die punt af, dis op die punt van die land. 'n Eentjie verder van die af is daar 'n eiland waar daar goue olifante gestaan het. So die Engelse het net gou daar gestop en die olifante opgelei en toe is hulle nou van daar af terug Engeland toe met die goue olifante. So dit is 'n baie kleurvolle plek. Hierdie is nou in die nag is dit met laarse word hy met laarsestrale geverf. En julle sien die foto's is nie noodwendig salonfoto's nie. Jy weet dit is met selfone geneem veral die nagtonele. So Ek wil net bylas, hierdie tonele op die brug word die hele tyd verander in verskillende patrone en vorms en selfs movies word daarop gespeel sekere tye van die maand of jy weet week of wat ook al. Dis 'n baie gewilde plek wat mense 'n uitdankplek vir die locals. Okay, so die Taj Palace is eintlik 'n wêreldberoemde hotel. 'n paar dekades terug was daar 'n bom binne in die hotel. Dit is waar die toeriste baie lief is om te bly. Nie toeriste van Suid-Afrika af nie, want ons kan dit nie bekostig om daar te bly nie. Ons het net so 'n bietjie af daar na die linkerkant toe is ons hotel. Wat nie so imposant is soos die nie. Maar ja, ook pragtig verlig en jy kan sien daar is 'n toerbus waar daar so staan. Die plek was gebruik as 'n hospitaal gedurende die Tweede Wêreldoorlog en dit is nog gebou deur Tata. So die magtige Tata wat ons nou sien wat karre maak en staalfabrieke en wat hy is al van daai tyd af al aan die gang. So dan van die hoogtepunte in Mumbai self is een van hulle is die Dawai Slum. So van julle sal onthou dat daar 'n fliek was met die naam van Slumdog Millionaire, né? So, en hy was daar geskiet. Dit is die Indiër seentjie wat so met die kites gevlieg het. So dit het in hierdie slum afgespeel. Die hele movie is hier gemaak. Baie dig bevolk. Niemand is regtig seker hoeveel mense bly in die slums nie. Maar hulle skat is oor 1 miljoen mense en dit op 2.4 vierkante kilometers. So dit beteken elke persoon daar het 2.4 meter vir homself. Dit is nou insluitend die straatjies, die steegies. So dit is maar baie klein. Dit lyk baie chaoties hierso, met die sakke en goed, maar hierdie mense is heeltemal op hulle self aangewese. Hulle bedel nie, dis werk hierdie. Hulle bring die sakke vol plastiek en goed wat hulle oral optel, bring hulle in. En dan is daar oral piepklein werkwinkeltjies waar die mense die bottels sorteer, die verskillende soorte plastiek en so aan. So een lot sorteer dit, die ander klomp sny dit op in fyn korreltjies en die ander lot maak goed daarvan, nuwe plastiek goed en dan word dit ook daar verkoop. So dis 'n baie thriving wat noem mense dit, 'n besige industrie. En die mense word daar gebore en daar gaan hulle dood en hulle is doodgelukkig met hulle lot. Jy weet die caste system in India is maar baie baie naby verlede is dit maar afgestel. Maar dit bestaan nog steeds waar daar die verskillende klasse is. En as jy in hierdie klas mense val dan is dit waar jy bly. Maar nou het hulle geleenthede om uit te beweeg. So hierdie is net sommer daar om die hotel rondgestap en dit is steeg hier naby ons hotel. So wat Karen graag nou hier gewys het, hierso is net hierdie string blommetjies op die linkerkant. Dis klein, fyn, baie lekker ryk blommetjies wat die ou daar op 'n toutjie ryg en dan kan jy nou
luisteringe van die goed koop en dit om jou nek dra, as 'n halsnoertjie. Die meisie met die bokkie was vir my nou, dis my foto daai, dit was vir my baie spesiaal om die interaksie tussen haar en die bokkies te sien. Sy's 'n moslim meisie en die Hindus maak op hierdie tyd van die jaar maak hulle die bokke vet want hulle eet hulle gedurende Diwali. Maar hierdie meisie lyk vir my nie of sy beplan om die bok te eet nie, tensy sy hou van voetjies. Ehm Die ander baie interessante plek is die Dobie Gat. Nou ‘n gat is maar 'n plek waar daar water is of waar daar met water gewerk word. So dit is nou maar 'n algemene naam wat hulle gebruik vir plekke waar met water gebruik word. Nou die Dobie Gat bestaan al van 18, ek kan nie my notas sien nie, so ek moet 1895 af. En dis die grootste openlug wassery in die wêreld. Daar werk 7000 mense ongeveer in daai area en hulle werk 20 ure 'n dag en hulle ontvang die wasgoed, sorteer dit, was, blyk, kleur, stryk en verpak dit en dan lewer hulle dit vir jou af. Maar wat dit nog meer uniek maak, regtig, is die manier wat hulle dit was. Dis die een ding, maar die ander ding is die manier wat hulle dit ophang. Hulle hang al die broeke bymekaar, al die hemde bymekaar en kleur vir kleur. So hier's al die blouerige broeke en soos jy kan nou daarso sien, al die gryserige broeke bymekaar, daar hang 'n klomp hotel lakens, die hotelle stuur hulle goed graag soontoe. En op een of ander manier weet jy kry, die mense merk nie hulle klere nie. Hierdie mense weet wie se klere is wie se. So hulle doen 100 000 stukke wasgoed per 20 uur dag, elke dag van die week. Hierdie Sorry, hulle gebruik ook nie wasgoedpennetjies nie. Dis dubbel toue wat hulle dit so inknyp tussen die toue in op een of ander manier. Ja, dis 'n tou wat so gerol is, soos jy weet, soos wat as jy punte van 'n toutjies en weet verskillende kante toe draai en hulle druk die wasgoed in daai junctions in en dan hang hy so en hy trek maklik af. En daar's nie wasgoedpennetjies betrokke nie, soos kan sê. Daar's 'n klomp ou koloniale geboue wat regtig baie mooi is. Ek wou nie die praatjie te lank maak nie, so ek het nou nie almal gedoen nie. Daar's ook 'n universiteit wat baie mooi is. Wat is die ander geboue? Daar's 'n hele paar. Poskantoor, polisie, Ja. alles is die Engelse invloed wat 'n groot invloed gehad het op die boustyl Ja. wat nou nog bestaan en dis pragtig en dis alles onderhou. En En dis lewende museume. Alles is nog operational. ja, Alles baie werk. goed onderhou. So hierdie word nou was die Victoria Terminal, daar staan die teken van die koningin daar op daai koepel daar en dit word nou Chapatri Shivaji genoem. Nou daar vertrek 3 miljoen, ja, sê klink soos wyk. Daar vertrek 3 miljoen passasiers oor 18 platforms elke dag. Dit beteken dis 167 000 mense per dag per perron. Die enigste stasie in die wêreld wat besigger is in Japan, waar hulle 3,5 miljoen mense 'n dag die treine gebruik, maar hulle het 35 perronne daar. So daar is hulle digtheid maar 100 000 mense per perron. So hierdie is eintlik, as dit praat van digtheid per perron, is hierdie die besigste stasie in die wêreld. Nog iets van hierdie stasie is, dit is eintlik 'n kasteel wat hulle vir een of ander Engelse prinses of iets gebou het en sy wou dit nie gehad het nie. Ja. So Toe maak hulle maar 'n stasie. toe maak hulle dit 'n stasie. OK, toe op die tyd toe is dit nou Karen se verjaarsdag. En toe reël
Oh, klank is weg. Waar is die klank? Ja, so ek het dit spesiaal vir Karen gereël. Hulle was net buite die hotel waar ons gebly het. Eintlik het hulle die middel van die nag al begin speel, want in daai selfde straat bly daar 'n minister of 'n ding se kantore is daar en hulle het nou ingeoefen vir hom. So dit was vuurwerke en musiek dwars deur die nag. Nie baie geslaap daai nag nie. So nou ja, toe van daar af is ons na Aurangabad toe en Aurangabad het twee stelle grotte. Hierdie grotstelsel, die Ajanta grotnetwerk, ehm was net deur die boeddhiste beset en dit is so 200 jaar na Christus het hulle begin met 400 jaar aan hierdie stelsel gebou. En die was hoofsaaklik gebruik by deur die monnike om daar te bly. Dit is 'n baie veilige plek, baie maklik om te verdedig en om jy weet weg te kruip eintlik, want hierdie is in 'n gorge. Daar vloei 'n rivier daaronder, jy kan sien die bruggie daaronder. En aan die ander kant is dit baie steil kraanse, so hulle was baie veilig in daai stukkie. En dit is maar 'n paar foto's van hoe dit daar binne lyk. Dis absoluut amazing. Dit lyk soos kastele aan die binnekant van daai grotte. Dit is mind-boggling. Jou asem is uitgeslaan as jy in daai grot en dit lyk so. Ja, en daar kan van die ou verwerk nog gesien word. Ehm soos ek sê, dis 600 jaar na Christus, 650 jaar na Christus eers daar gemaak. So dit is nou al 'n paar jaar oud. Miskien is dit tyd vir nuwe verf, maar die verf begin nou 'n bietjie afkom. En oralste is dit vol gangetjies en kamertjies en slaapplekkies en bankies en dit is absoluut asemrowend. Die meisie het ek nou maar net afgeneem en sy het daar so oor die vallei uitgekyk. Dan langs nie lang, die Ajanta grotte is so 100 km weg van Aurangabad af. Die Ellora grotte is baie nader, baie meer indrukwekkend. Jy- om skaal te kry kan jy nou sien hoe klein is die mense versus hierdie en hierdie middelstuk steek nog ver verby. En al hierdie goed is uit 'n soliede stuk rots uitgekap. So hierdie goed is nie gebou nie. Dis die rotse wat gestaan is wat so uitgekap is. So hulle sê dis die grootste megalitiese rots uitgawe in die wêreld. En hierdie grot 16 is die Kailash grot en hy was regtig eintlik vir die Hindus. Maar in hierdie stelsel het die Hindus, die Boeddhiste en 'n ander geloof wat mense van weet, die Jain geloof, het almal daar gelyk gebly in vrede saam met mekaar en almal het hulle eie ding gedoen. So hierdie werk is 1712 jaar terug begin om hierdie werk te doen. Nou kan jy 'n beter idee kry van daai is, is hierdie ding wat op my skerm in die pad. Okay, daar is hy. So Is julle daar almal kan jy- nog daar? Hoor julle wat aangaan? Ja, ons ja, hoor. ons hoor. Ja, Ja, ons Ah, hoor. ons het sien Winkie. Dankie. Okay, so ja, daar kan jy 'n bietjie van die skaal sien. Baie interessant is dat meeste van die mense wat eintlik na die plekke toe gaan is Indiërs. Hulle is die grootste toeriste in hulle eie land. Hulle is baie lief om in hulle eie land te toer en dis baie bekostigbaar om binneland te beweeg. So dis goed om te sien die mense geniet hulle eie erfenis en stel belang daarin.
Kon nie nou blaai nie. Ag, het. Nou daar in Aurangabad se omgewing is daar die ding, dis die Bibi Ka Maqbara. Ehm Hulle noem hom die mini Taj as jy nou met die drywers praat. Dit is nie naaste by so indrukwekkend soos die regte Taj Mahal nie, maar dit was die kleinseun van Shah Jahan wat die Taj Mahal gebou het vir sy vrou, het hierdie vir sy ma gelaat bou en dit is haar mausoleum. So dis 'n effens 'n koppie maar 'n koppie van die Taj Mahal. Maar hy's nie regtig ingelê met die dit is nie dieselfde gehalte marmer nie, dis nie soveel edelgesteentes en so aan nie, maar dit is nogtans baie goed gedoen. Jy weet en ehm dit was gedoen in die tyd wat baie mense nog nie wiele gesien het nie. So ja, dit is 'n goeie blik in die terug. Karen was om gedurig omsingel deur kinders, hierdie keer 'n bietjie groter kinders. Maar in elke village waar ons gegaan het, was ons soos die Pied Piper, as ons agter ons kyk, is daar 20 kindertjies en dan is daar 100 en dan is daar, ek weet nie. En dit was baie lekker want hulle wil net tog so graag saam met ons afgeneem word. Ehm Een van die goed wat ek en Karen van hou as ons toer is om van die beaten track af te gaan. Jy weet ons hou daarvan om te gaan waar ander toeriste nie eintlik belangstel om heen te gaan nie. So ons het ons gids gevra om ons bietjie na 'n plek te vat waar die gewone populasie bly. En hierdie is nou in die village nou hierdie is die eienaar van hierdie kafeetjie en sy kleintjie, die madam moes ons voorwag want sy het gesê nee, sy gaan haarself nou eers mooi maak. En sy het nie heeltemal reg gekry nie, maar sy het al haar troujuwele. Dis wat hulle dra as hulle trou. Die neusringe en so aan. So sy het gou gaan opdres dat ons foto's van haar kan neem. Hier's nog 'n paar foto's daar wat in die dorpie geneem is. Hierdie foto spesiaal van wat my aandag getrek het van die foto was die kleurvolle deur. En dan die uitdrukkings op die kinders se gesigte. Die een wat daar wegkry, die enetjie is dikbek, daai een is skaam, daai enetjie kyk in die kamera, jy weet, so elkeen van hulle het 'n gesigsuitdrukking en ek het dit nogal gehou van die prentjie. Hier is 'n tannie wat daar gesit het. In kleurvol onder 'n jasmyn agtige boompie, dit baie lekker ryk blommetjies, selfs soos frangipani maar. En jy kan sien hoe lê die blommetjies almal rond. Ons gids het ons na sy eie village ook gevat en dis die huisie, hy het 'n paar vrouens, so van die vrouens bly in die huisie. Hierso het ek en Karen drag erings geword, want die seremonie in daai omgewing vir daai, wat is 'n tribe? Stam. Vir daai stam het opium is verbode in Indië. Dis 'n verbode dwelmmiddel. Maar die mense het spesiale vergunning om dit te gebruik. En dis deel van hulle verwelkomingsseremonie. Die ou maak nou soos opium koekies. En ons het elkeen 'n stukkie geëet so klein soos ons pinkie vinger. So naal om daarom nou nie die mense in die gesig te vat. Maar dit was ongelukkig te min. Ek het nie haai gekry nie. Ek weet nie hoe elkaar. Ja, nee, ek dink dit was verslaan of iets. Het niks vir my gedoen nie. Ja, maybe was dit net modderkoekie, ek weet nie. Anyway, ons het gedoen wat ons moes doen. Hierso het die gids ons in sy kombuis gevat. Hier sit sy een vrou vir ons 'n kos maak. Daar bak sy 'n brood oor die vuur, daai plat brode. En hierdie het sy sommer gou daar mekaar gestaan vir ons, so ons het almal daar gesit en middagete eet. Op die vloer. Op die vloer binne in die kombuis. By haar. Dit's baie lekker gewees. Die kos was lekker en dit was baie gemoedelike atmosfeer.
Ja, toe is ons nou na die Blou Stad toe. Dis nou Jodhpur in die nag. Ehm dis Karen se foto, dis van die hotel se dak af geneem. Hierdie is die Menangar Fort. Ehm dit is hierdie fort se mure hardloop vir kilometers en kilometers bo op die punt van die berge. En dis nogal 'n moeilike plek om aan te val. Veral as jy nou nie moderne wapens sal natuurlik nou nie skrik vir die nie, maar dit was 'n goeie plek om te bou. En hier lê die Blou Stad hier aan die voet van die ding. Hier is die Blou Stad nou, lyk maar uitgewas deur die dag. Maar die volgende foto sal beter lyk. Hierso het ons hier's 'n steegie wat vir ons interessant was. Dis die tipiese blou wat hulle gebruik. Hierdie is skakering van blou. En en dan het hulle baie van hierdie 'n prentjies wat hulle op die muur verf. Op een ander plek is daar soos 'n slang wat op een plek by die venster uitseil en dan by 'n ander venster uitseil. En ons was gelukkig om hierdie ou te kry waar hy nou besig was op die leer om te verf, om juis om 'n nuwe plekkie te verf. Hierdie het ook maar vir my die mooi deure is vir my het my aandag getrek. Dit is ook maar die steegies daarso. Hierdie is maar die straatkos wat jy in Indië kry. So chapati, chapati met 'n bietjie van daai vulsel kos om 53 sent. So Suid-Afrikaanse sent nou. So mense ly nie honger nie. Jy sien eintlik bitter min mense wat rarig swaar kry. Almal het doen ietsie, al is dit hoe nederig. Almal doen 'n werkie. Hierdie tipe van goed, ek weet nie wat se woord vir 'n stepwell nie. Dit is nou maar soos wat ons pitte gehad het in die ou dae, so het hulle ook ondergrondse water. Maar hierdie spesifieke een het hulle is 13 verdiepings diep om by water uit te kom. Onder al hierdie trappe lê daar water. Ja, dis trappies. Ja. As jy mooi kyk, dis trappies daar. So daar's 3500 van hierdie trappies En heel onder is die water. om onder by die water uit te kom. So jy kan ook die skaal sien met die mense hierbo. En nou hierdie ding, ja, ek kan nou nie onthou nie, dis in my notas. Maar dit is ook ek dink hierdie plek is voor Christus, is hierdie plek al gebou. Hierdie is die Amber Palace in Jaipur. Die ding is so groot dat waar jy nou die Menangar Fort kon afneem daar in Jodhpur, is hierdie dis eintlik 'n klomp paleise in een gebou. En die Sultan se of die Shah se harem was daar. Hierdie lyswerk wat jy hier sien, hierdie lysscreens, was die vrouens wat in die harem was kon uitsien, maar die mense kon hulle nie sien nie. En daar's baie interessante goed binne in hierdie paleise, soos waar die vrouens bad, is daar so koepel oor. En die koepel gelei die klank baie hy channel die klank, jy weet. So die vrouens kan met mekaar gesels sonder mekaar te sien en mekaar tog duidelik hoor. En sonder om hard te praat. So hulle praat met 'n gewone stem en so toe ons nou daar was, het hulle dit nou laat ons dit toets. Ek staan in een hoekie en Karen staan in 'n ander hoekie en ons praat met 'n gewone stem en dan kan ons mekaar duidelik hoor. Wel, ek kan haar nie hoor nie want ek's doof, maar ja, dit werk so. Hierdie is die een van die onthaallokale. Dis nog nie die troonkamer nie. Dit is net een van die onthaallokale, maar jy kan sien hoe baie goud en versiersels, gekleurde glas, etc. wat gebruik is. Hier is 'n kamer.
Hierdie is hierso is waar die Shah en sy raadgewers gesit in dit is soos 'n raadsaal. So hulle gebruik mos nou nie stoele nie. Hulle sit op die grond so as vir 'n kussing vir elkeen en niemand. Hierdie is een van my selfoonfoto's. Ja, hier is al Karen se selfoonfoto's. Ek het op die eerste van hulle geskryf, maar ja, maar ek het begin uit het hardloop. Nou is op die bokant van hierdie foto is waar die paleise lê. Hierdie noem hulle die Jal Mahal. Die Jal Mahal noem hulle nou die Water Palace. As jy in Engels kommunikeer daaroor. En daar's 4 verdiepings van die blyplek is onder water. So toe hy gebou was hierdie meer nie soos wat hy nou is nie. En dit was eintlik die kan ek sê die jaglapa van die Shah waar hy en sy gaste nou kom jag het vir tiere en wat have you van die plek af. En in die warm tye het hulle nie van die berg af gekom nie, hulle het hierso kom kom bly en dit is lekker koel geweest daar. Ja, hier's uit ander aansigte kan jy sien hierso is tuine en goed hierso waar mense kon rondloop en vars lug kry en so. Hier is maar net Jaipur is eintlik omring deur 'n woestyn. So kamele en olifante word nog wyd gebruik om goed rond te dra daar. So ons was net gelukkig om hierdie 2 opgesaal is betyds op die kamera te kry. Goed, nou hierdie is maar die Taj Mahal soos dit almal ons gesien het op hoeveel prentjies nou al. Die ding is gebou deur Shah Jahan vir sy vrou wie se naam ek dan vergeet het. Van was Mahal en en sy was sy 3de vrou wat gesterf het terwyl sy geboorte gegee het aan sy 13de kind by haar. En sy was die liefde van sy lewe. En nie aan enige een van die ander vrouens was vir hom so spesiaal nie. So hy het hierdie ding laat bou. Sy het nooit in hom gebly nie. Niemand het ooit hierin gebly nie. Dit is pure gebou net vir haar. Jy weet vir hom om na te kyk en om haar te onthou en om haar te eer. En dit is alles van spierwit marmer, ingevoerde marmer. Ja, die marmer is gebring van 381 km daarvan af, op kamele. Dis baie dun gesny. Sodat as jy binne in die Taj Mahal is, skyn die son dwars deur daai marmer en dit gee so spesiale, ek weet nie, dis translucent. Ek weet nie hoe sê dit mense in Afrikaans nie, maar is 'n baie sagte lig. En daar's verskriklik baie edelgesteentes wat gebruik is in die fretwerk. Dis lapis lazuli en amber en turquoise en tieroog en Ja, dis semi-precious stones. jade en so aan en so aan. En dit is nie net vasgeplak nie. Die gaatjie is ingegraveer in die marmer in en dan is daai stukkie klip pas presies daarin soos wat mense doen met houtwerk wat ingelê is. So dit is 20.000 dit het 20.000 vakmanne gevat om hierdie plek te bou. Ek het die navorsing gedoen, nie jy nie. Okay, nee. Okay, hierdie is 'n ander hoek. En ek wys dit maar net om te wys dat daai hoek wat mense altyd sien is dan maar die normale toeriste hoek. Maar hier kan jy eintlik sien hoe groot daai gebou eintlik is. Okay, hierdie is maar net 'n paar foto's wat ons geneem het in die straat. Baie
beïndruk gewees met die kwaliteit van die groente en die vrugte wat oral beskikbaar is. Hierdie gemmer is lande en landebrye vol gemmer. So al hierdie goed is vars gepluk. Elke dag is hulle as jy uitkom, is daar vars groente beskikbaar. Baie hoë gehalte. Nou ja, toe in Varanasi, die doel was om die 1 November, as die son opkom, is die heel heiligste tyd van Diwali. En hierdie mense is nou al besig om terug te kom. Hulle het al hulle swem gehad. Hier sit een van die priesters en mediteer. En dit is die aand van die eerste waar daar 'n seremonie uitgevoer word op die Ganges rivier lê hier agter. En hier is 'n boot. Hier is 'n boot is nou vol toerisme. Hierdie is nou my tekens van die tye met die selfone wat almal foto's neem boor mekaar se koppe. So 'n man met 'n kamera het geen kans om 'n foto geneem te Daar was kry. daar duisende mense gewees, daar duisende op daai rivier riverfront. Ja, hierso is van die priesters ook die volgende dag wat maar so daar rond sit. Ek dink party van hulle is bloot pausers, nie regtig priesters nie. Maar ons het hordes foto's van die, ons het dan net nie tyd om almal op 'n beduidende hoeveelheid vir julle te wys nie. Dit is hoe dit nou lyk die oggend na die mense klaar hulle dip kom vang het. Ja, weer ons het baie foto's daarvan. Ek dink ek het voorheen gesê die Varanasi is die plek waar Boeddha die eerste keer gepraat het 800 jaar na Christus. Het hy sy eerste publieke toespraak gehad in Varanasi. So die boeddhiste, die hindoes is vir hulle is dit 'n baie spesiale plek. Ja, en vanaf is ons toe nou na Delhi toe. Daar's nog baie foto's van daai, maar dit is nou maar vir 'n ander dag. Ons is toe nou maar na Delhi toe en by daai tyd was ons baie moeg. 22 miljoen mense in Delhi. Die lugbesoedeling was erg. En jy weet, ek het eintlik gesukkel om asem te haal. Ons moes maskers dra. Ons kon nie asemhaal sonder maskers nie. En die vuurwerke en goed het dit nou nog 'n bietjie erger gemaak. Maar ja, so als en als was dit 'n baie lekker tripie. Ons is baie moeg, maar India is 'n plek waar al jou senses, al jou sintuie aanval op atoombomskaal. Dis die geure en smake en kleure en dis net absoluut oorweldigend. En die een ding wat ek kan sê van Indië is as jy daar afklim en jy like dit, jy klim terug en gaan. Want of jy is verlief op Indië of jy haat dit. Daar is nie 'n middelweg nie. Dis nie regtig vir sensitiewe mense nie. Jy moet baie geduld hê, maar dis vriendelik. Die mense gaan regtig uit hulle pad uit, al stamp en stoot hulle. Dit is nie uit aggressie nie, dit is uit hulle probeer maar net almal by hulle plek uitkom en almal is doodgeduldig met mekaar. So van my kant af kan ek dit regtig aanbeveel. Dis 'n bekostigbare vakansie. Dit maak jou moeg as jy so baie lang en travel soos wat ons gedoen het. Die fotografie was baie moeilik, want jy weet as jy aan een kant van die straat het jy skaduwee en aan die ander kant van die straat het jy son en dinge gebeur so vinnig die hele tyd, dat ons nou nie verskriklik baie foto's daar kon kry op fyn verstellings nie. Ons moes maar op outomatiese settings werk. Ja, en ons die hele tyd beweeg, die hele tyd. Jy kan nie stil staan en gou 'n foto neem nie, want daar's mense om jou die hele tyd en hulle almal beweeg. So jy kan nie sê jy gaan gou stil staan en buk en aim en jy moet skieter gaan. Dit is net hoe dit was. Maar dit was amazing. So as enige een van julle ooit dink om te gaan, Nikkie het nou die storie vir julle vertel. Nou ja, daarmee my storie is uit. As daar enige een is van julle wat vra het enige iemand vragies wat julle graag wil weet? Karen, daai Taj Mahal, as jy sê daar bly niemand in nie,
Waarvoor word die gebou dan gebruik? Die Shah en sy oorlede vrou, wel, albei van hulle is oorlede. Hulle lê in die sentrale kamer van die ding, so dis eintlik 'n mausoleum. Hulle is albei sy by sy begrawe. Hy's 'n klomp jaar na haar dood. Sy seun het teen hom gerebelleer en die heerserskap by hom weggevat. Hy het spesiale baie mooi fort laat bou waar sy pa gevangene was, maar sy pa kon die Taj Mahal van die plek waar hy nou aangehou was, kon hy die Taj Mahal sien elke dag en hy het elke dag tyd gespandeer om die Taj te bekyk en toe hy nou die dag dood is, toe is hy nou langs sy vrou begrawe. 'n Botti, daai Taj Mahal is 'n baie groot toeriste aantreklikheid. Hulle kry R25,000 besoekers per dag wat deur die Sjoe. Taj Mahal gaan. Okay. Ja. Ja, so dis 'n groot money spinner vir die staat. Ja, en die bedragies, dit is baie geld, ja, maar dit is klein bedragies geld per persoon. Die ingang by die museums en so aan is nog steeds vir ons spot goedkoop. Op die oomblik is dit 22 sent vir 'n Indian rupee. So ons geld het nog bietjie koopkrag, nie bietjie koop, baie koopkrag. Baie koopkrag, ja. Ja. Nee, jy Nick, baie dankie. Ek het dit geniet. Dit was my baie oulik. Dankie daarvoor. Wow. Dankie Nick en Karen, dit was nou regtig interessant geweest. Jy weet, as 'n ou nie meer kan travel nie, is hierdie goed vir jou baie kosbaar. Dankie Nick, dis dalk ons volgende vakansie. Sê Wynand. Ja, ek sê dankie. Dalk is dit ons volgende vakansie. Dit is nogal Ja, dit is regtig kosbaar en dit is die moeite werd hoor. En as jy gaan so lank as wat jy kan gaan, want ja, jy kan daar is net te veel om te sien. Het julle op enige stadium onveilig gevoel? Sê weer, jammer, ons het nie mooi gehoor nie. Het julle op enige stadium onveilig gevoel? O nee, glad nie. Ek dink hulle het onveilig gevoel met my daar, maar maar nee man, weet jy in die verkeer ook dis hektiek, maar hulle beweeg so stadig eintlik dat as daar 'n ongeluk is dit 'n bumper bashing, jy weet, dit is mense en dan kyk almal klim alkeen uit en dan kyk hoe diep is die duik in sy kar en dan klim hulle terug in hulle kar en hulle ry, jy weet, niemand maak 'n vas daarvan nie. Dit is so hulle ry maar so om die koeie en om mekaar en almal sê dit rustig. Niemand is gejaag nie. Hulle het gesê ons moet versigtig wees vir, jy weet, so pickpockets en daai tipe van ding, maar ons het dit nou nie, jy weet, so ons was maar net versigtig vir dit, maar ja, ons het dit nou nie gesien of ervaar nie. Maar ja, glad nooit bedreigd gevoel of enige iets gesien wat hoegenaamd jy weet, violent is of enige. Hulle is baie vredelewende mense. Die Hindus, die Boeddhiste glo mos glad nie daaraan om enige skade aan enige lewendige ding te doen nie. En die Hindus is ook baie vreedsaam. Hulle kan beklei en hulle het hard beklei toe die Britte die plek gekoloniseer het, maar hulle is nie lief daarvoor nie. Hulle gaan nie uit hulle pad uit om moeilikheid te maak nie. Om 'n voorbeeld te gee, ons het in Aurangabad aangekom 1:00 in die oggend. Van die eerste. Met die trein was laat en die taksies kan nie in die steegies afgaan om jou by die hotel af te laai. So ons moet al ons bagasie moes ons self dra om by die hotelletjie uit te kom wat op die bank op die kant van die Ganges rivier is. En ja, en die mense het nog steeds party gehou en vuurwerke geskiet en whatever en niemand het geplan, jy weet. So dis 1:00 in die oggend, ons loop met al ons goeders daar rond en niemand het ons geplan. Nick, nou is die Indiër kultuur van besigheidsmense en besigheid doen. Kon jy dit optel daar in Indië?
Ja, die gidse het almal, dis een ding wat as julle kan op voorberei is dat ons het nie guided ek het nie ons het nie gegaan om in groepe mense te toer nie. Wat ons gedoen het, ons het 'n gids gehuur en daar's 'n webwerf met die naam van Get Your Guide. En dan kry jy jou eie gids wat jou vat by die plekke toe waar jy wil gaan. En hy kan Engels praat en hy kan bestuur en hy kan al die mooi dinge doen en 'n air-conditioned kar en so aan. So maar die angel in die stert is hy vat jou nou oral waar jy wil gaan en dan vat hy jou gou-gou na 'n plek toe en hy sê maar jy moet na hierdie plek kom kyk. Dis die enigste plek waar hulle hierdie soort matte maak. En dan sit jy nou en jy kyk en die goed raak al hoe mooier en mooier en mooier so hulle probeer jou kry om te koop. Dat jou skuldig voel, dat jy voel jy moet ietsie koop. So wees maar net wees maar net moenie val vir dit. Uh gaan met die flow en drink tee. Oralste waar jy kom, bied hulle jou tee aan. En dis heerlike tee. Drink maar net tee en wees vriendelik en dis dit. Moenie koop nie as jy nie wil nie. OK. Ek dink Tina wil nou aangaan met die program, so ek gaan dit nou maar aanshare. Is niemand wat vra nie? Ja, baie interessant, Nick. OK, dan ek stop share nou. Dankie dat julle geluister het. Baie dankie hoor. Baie dankie Nick en Karel. OK. Nou, ek is nou met julle. OK, ons het altesaame 32 foto's. Ek kan nou nie sien omdat ek nou goed wegsteek hierso. Ek kan nie sien wie is daar wat vir ons bietjie kritiek gaan gee nie en die baas is nou nie hier om te sê jy en jy en jy nie. So ek gaan julle maar vra om onder julle maar besluit wie gaan vir ons kritiek gee. Ek weet nie wie se aan het Pieter, Judy, Karen. Diedrey, Karen en so aan. Is dit reg met julle? Ja. Daar sê. Okay, waar is my goed nou? Okay, hier is ons eerste foto. Dit is titel hierso is hart. Nee, wag nou net bietjie. Stil lewe. Wat is die titel van die ding? Stil lewe. Stil lewe. Wie gaan nou vat? Ek kom vat. Klink of dit jy gaan lees, Pieter. Okay, fine. Dink nie of jy kompetisie het nie, Pieter. Hey? Dink nie of jy kompetisie het nie. Nee, hier's baie ander mense. Hierdie is heel interessant gesien. Die skaal is ook deel van die prop. Die ding werk blykbaar nie, want daai blom weeg niks nie. Die beligting is goed. Die lig wat van die regterkant daarbo inkom is baie oulik. Al met my plaas hier onder, heel onder,
jy het 'n basis en dan het jy 'n geelerige basis en dan het jy wit daar heel onder. Ek sou daai wit, daai onderste wit miskien uitgehaal het. Dit is net oorbodig. Maar dis 'n baie goeie idee, als is skerp. Soos ek sê, die beligting is goed. Goed gesien. Nou weer Osari. Goud vir Sari. Middernag op treinstasie bankie. Judy. Judy, ons kan nie praat nie, so jy moet praat. Hoekom kan julle nie praat nie? Ek Dis een van ons stuur nie foto's. selfoonfoto's in nie, so ek voel nie gemaklik om kommentaar te lewer as ek nie self ingeskryf het nie. Maar dis is eintlik 'n foto met baie emosie hierdie. Kleurvol is vir my moeilik om na hom te kyk omdat hy so horisontaal lê. Hy gaan afval. Ek hoop nie hierdie man is dood nie. Of is dit een van julle Indië foto's? Ja, dis op die Maar stasie, anyway, Karens. dis 'n skerp foto. Is 'n foto wat 'n storie vertel. En ja, dis net vir my moeilik om na hom te kyk omdat die manier wat hy gekrap is, ek weet nie. Die ding is nou, hulle moet eers die punte gee. Okay, volgende foto, Autumn Colors. Deidre, is jy daar? Ja, het sien so. Okay. Kan jy vir ons die een doen? Ja, dis 'n baie mooi foto. Die rooi trek definitief aandag. Rooi is 'n baie dominante kleur, so hy is baie dominant in die foto, baie mooi. Die enigste ding wat my oog van die rooi af wegtrek is hier teen die bakstene, die wit grout of die sement is net vir my klein bietjie te wit. Ek sou daar net 'n bietjie sagter gemaak het, dan sal dit 'n baie mooi foto wees. Dit is 'n fout vir Ingrid. Triple X. Pieter? Hierdie lyk vir my so sade wat op 'n weerspieëlende ding geplaas is dat hulle kan weerkaats. Daar's 3 van hulle, dis goed. Die linkerkantste een is skerp, die regterkantste een is nie skerp nie. Middelste een is okay. Is 'n goeie probeerslag. Die conversion is nie sleg gedoen nie. Maar almal is nie in fokus nie. So hulle was nie op dieselfde plein gewees of een was bietjie voorder as die ander een gewees, laat ek dit so stel. Maar goeie probeerslag, Marina. Waarde, goeie meriete. Marite van Marina. Hart van Dahlia. Karen. Okay. Dis 'n baie mooi foto hierdie, regtig pragtig. Is die hele skerm vol, die hele rampie is vol. Is pragtig in fokus, mooi skerp, vlamskerp. In die middel, ja, is 'n baie mooi foto. Pragtig gedoen, Pieter. Hy verdien baie meer as 'n silwer. But anyway, it's 'n baie mooi foto. Dankie.
Levi, Levi of Levi, Levi. For me, the noun's a bit dry. I prefer a little bit more whack in it. Just likewise, I prefer to have more of that zahar in there to really build in. Can we just ask everybody to mute their mics? Dis Ek ek is so ek hierdie invat weer. Skerp foto van die kat en sy oogies is baie mooi duidelik. Dis 'n mooi foto, maar ek dink die agtergrond pla 'n bietjie. Ek sal hom bietjie meer gekrap het. Maar is 'n mooi foto. Dis 'n goudvrye stel. Cosmos. Ek sal die ene doen. Is baie mooi kosmos wat jy afgeneem het. Die voorste blommetjie is mooi in fokus in die middel, die agterste blommetjie, hy's in fokus 'n deel van die middelste deel van die blom, so dis goed. Die enigste ding, wel is twee goed wat jy net dalk moet oplet volgende keer, is dit om in die middel van die dag geneem, so die voorste petals van hierdie blommetjie is blown out, heeltemal blown out. En dan die agtergrond is net 'n bietjie te helder. So daai sal 'n mens net met sagter maak, maar die krap en die res van dit is alles baie goed. Okay. So silver for Louis. Can you see me? Karen, dit moet jou nou wees. Okay. Hierdie is 'n pragtige foto, regtig mooi. Baie goed raak gesien. Ek weet nie waar ek het nog nooit 'n flippin trapsiekie op die strand gesien nie. Dit is amazing. Hy is amper onopvallend, maar hy's vlamskerp en die sand is mooi. Jy kan sien die detail in die sand, die detail in die blare. Hy's mooi uitgebloor aan die agterkant. Dit is 'n uitstekende foto hierdie. Is regtig goed. Veel geluk aan die persoon wat dit geneem het. Dit ry baie mooi, regtig mooi. Karen, jy kry hierdie in die woestyn, in die Namib woestyn. Kry hierdie goed. Regtig? Ja, hierdie was in die Namib woestyn geneem. Okay. Yes, ek wou net sê, waar, dis pragtig, jessie. Ja, baie mooi. Hartse punt. Pieter, ek dink jy moet hierdie ene doen. Ek het jy's gewonder daaroor. Hierdie is 'n baie moeilike ding om af te neem. Hierdie is nie 'n weerkaatsing nie, want die onderste een lyk nie soos die boonste een nie, so ek weet nie presies hoe dit gedoen is nie. Die vonke bo is uitgewas, so mens moet jou verstellings reg kry. Oefen om die regte beligting te kry op daai boonste spakels of wat dit ook al mag wees. Die onderste is net bygelas dink ek, want dis nie 'n kopie van die boonste een nie. Goeie idee daarvan, weet om met 'n tipe weerkaatsing te maak. Maar die beligting laat jou bietjie in die steek hierso. Dankie. En niks gaan hom red nie. Jy gaan nie daai detail uit daai wit uitkry nie. Samarite van Wynand. Gogga op my voorruit.
Sorry, kan ek net ietsie vra? Daai vorige een. Kan ons vir Wynand vra hoe het hy dit gedoen? Voordat ons dan net aannames maak. Wynand? Ek het ek het 'n Samsung S25 Ultra en as jy gaan na jou fotos en dan gaan jy na More en dan gaan jy na Pro. En dan was my verstelling, ek het 'n ISO van omtrent ek dink 200 400 gehad en 'n sluiterspoed van 4 sekondes. Dit was of nie 4 sekondes of 8 sekondes. Ek kan nie onthou nie. En my dogter het in die vlak water gestaan. Ons het gewag dat die seewater terugtrek. En toe het sy hierdie hartvorm gemaak met 2 sparklers in haar hande. En dit was vir my interessant. Die refleksie is nie presies dieselfde as wat sy gemaak het nie, maar ek dink dit is soos wat die water teruggevloei het en gekabbel het, sodat dit nie vir jou daai idee gegee het en die intensiteit van die lig natuurlik op die water was minder as wat direk van die sparklers af was. So dit was my projek daai nag. Ek dink ek kan verduidelik hoekom die refleksie in die water skerp is. Onthou daai sagte water, daai water het beweeg. So dit het daai spakel so goed soort van uitgevee. Dis hoekom die onderste refleksie is 'n spieelbeeld van die hartjie, maar hy die spakels van die hartjie uitgewas omdat die water beweeg het. Ja, dit is hoekom ek 'n navraag gedoen het. Mense, ons moet nie net goeters vanselfsprekend aanvaar en dink dis common sense nie. Ons moet baie keer 'n bietjie verder dink voor ons net aannames maak. Dis hoekom ek vir Wynand gevra het presies wat het hier gebeur. OK, dis maar al wat ek wou gesê het. Dankie Wynand. Dankie. Gogga op my vooruit. Ek sal die ene weer vat. Dis 'n baie, ek dink dit was 'n baie interessante oomblik gewees toe die foto geneem is. Om hierdie goggatjie so naby aan jou te sien is baie keer nogal iets wonders. Die foto is baie mooi geneem, baie goeie oomblik. Ek sou net die goggatjie dalk 'n bietjie ligter gemaak het, laat hy net 'n bietjie meer uitstaan. En dan 'n ander ding is, maak jou goggatjie 'n bietjie ligter en probeer hierdie foto wit en swart dalk maak. Dit sal laat die blou en die wolke in die hemel nie so opvallend is op die foto nie. Dan sal jou goggatjie dalk 'n bietjie meer uitstaan. So Marite vir Marie. Sonsondergang. Ek sal hom vat. Dit is 'n mooi toneeltjie hierdie. Mense wat skemer op die strand deurbring. Die horison lyk mooi en ja, is level. Redelik Ek sien. level. Ja, dit is ja, dit is baie mooi kleure in die mooi pink. Het lyk of dit op Mauritius is geneem is, hè? Potty, is dit in Mauritius? Dit lyk baie lekker hierso. Dis baie mooi. Dit is reg. Dit is dan by die see in Mauritius. By die see, ja, dit is sommer so lekker warm toneel. En daai horison het ek oor en oor getrek dat hy regtig gelyk is, hoor. Ja. Hoor jy, dit help jy as jy 'n waterpas opsit in jou komputer is skeef, jy hoor. Ja, dit is 'n lekker warm toneel hierdie. Dit is net 'n lekker gevoel foto hierdie. Mooi, 11. Goed gedoen. Mooi goud.
Die siklus van die lewe. Ek sal hierdie invat. Dis 'n baie mooi foto. Ek hou van enigiede ou huis. Dit is iets wat net altyd 'n storie vertel. Ek hou van hoe dit geneem is, alhoewel ek daai huisie aan die linkerkant heel links. Ek dink hy's dalk onnodig hier, so mense oog gaan soontoe, maar dis nie dit vertel nie deel hierdie een se storie nie. Verder is dit 'n skerp foto. Die wolke dink ek is dalk 'n bietjie oversaturated. Maar verder is dit 'n baie goeie foto. Baie goed gedoen, Tino. Dankie. Judy, Ja. ek sien nie daai huisie wat jy sien. Daai geel huisie daaronder, links. Vir my gelyk soos 'n sandhoop. Nee, is 'n huis. Is 'n huis. Okay. Ja. Ek sal hom uitkrap. Okay, volgens die titel is dit die nuwe huisie, die dooie huisie, nuwe boom, dooie boom. Nou sien jy. Ek het dit nie eers so gesien nie. Okay, dankie Judy. Okay. Net twee rooi blaartjies. Pieter. Yes, hierdie is nou baie oulik. Als is vlamskerp. Die titel verduidelik mooi van die twee rooi blare wat daar is. Die res is allemaal mooi groen met dribbeltjies op en so aan. Is baie mooi. Dis diagonale lyn daarso. Net die een klein dingetjie is nou nitpicking. As jy in die linkerkantste boonste hoek is hy witter kolle daarso. Maak hulle net bietjie donkerder, laat hulle nie so ooglopend is nie. En hierdie is regtig goed gespot en baie mooi skerp en die kleure is mooi. Sy goud vir Karen. Southern Cross. Sal hom vat. Hierdie is 'n gewaagte foto. Is hierdie 'n nagtoneel. Dit is sterrehemel. Ek kan amper nie glo dat 'n mens dit met die selfoon kan afneem nie. As dit is wat as dit die hemelruim is dit baie goed gedoen. Southern Cross, jessie. Ek kan nie geweet mens kan die hemel afneem met 'n selfoon nie. Ek sal jou wys, Karen. Jessie. Ek Dis neem aan amazing. dis die kruis daai. Ek is stom geslaan. Daar is die Melkweg eintlik, nee, as ek hom so kyk. Ek is bly jy wys my die kruis uit nie, Tino, want ek het hom gesoek. Wat se settings gebruik 'n mens vir hierdie? Pieter? Jy gaan op jou selfoon aan die kamera toe, na more toe, en dan sit jy hom op, sê maar so 5 sekondes, nee, meer is dit. Ten eerste stel jy die timer vir 5 sekondes. Aan die woorde, jy druk die shutter en hy gaan nie foto neem voor 5 sekondes nie. En dan gaan jy na more toe en jy gaan na die professional toe waar jy die ISO kan stel en die spoed kan stel. Dan doen jy jou verstellings, jy speel 'n bietjie rond daarmee, druk die shutter, sit die kamera op die kar se bonnet neer, laat die kamera na boontoe wys,
Dan vat Ja. dit 5 sekondes voor hy hom afneem. En hulle het doodstil vir die tydperk wat jy hom wil hê, 5 of 10 of 15 sekondes. En dan daar's jou sterrehemel. Kan jy nou meer? Dan verdien hierdie ding mos nou nie 11 punte nie, mense. Dit is dit is dit is baie verdien dan 'n baie beter punt as dit. So mense, dit wys julle nou net wat kan ons alles doen met 'n selfoon. Ja. Ons kan nie hemelruim afneem. Ons kan die Southern Cross afneem. Ek dink net die rampie moet baie meer duidelik wees. Kan bietjie donkerder wees. Maar ja, ons het nou wel ek persoonlik het nou iets baie goed geleer hierso vanaand. Net 'n Dankie Pieter. net 'n ander woordjie. As jy nou die ding met jou kamera afneem, né? Ek gaan maar Engelse woord gebruik. The rule of thumb is jy vat 500 en jy deel hom deur jou lens se lengte. Met ander woorde, as jy 500 vat en jy deel dit met 'n 500 lens, as jy 'n 500 mm lens het, dan kry jy 1. Dan moet jou tyd nie langer as 1 sekond wees nie. So dis 1 sekonde. As jy langer gaan, dan word daai spot 'n streepie. OK. Ons gaan nou anders. 'n 500 en jy het 'n 50 mm lens. So 500 gedeel deur 50 gee vir jou 10. So met daai lensie kan jy nou 10 sekondes vat om die sterre af te neem. As jy 12 sekondes gaan, dan word dit 'n kommaatjie en 'n streepie. Maar hoe weet jy nou met 'n selfoon? Want jy het mos nou nie 'n lens aan nie. Ek dink die selfoon gee vir jou die focal length wat hy gebruik. So jy sal 'n foto moet vat, dan kyk jy wat is die data vir die focal length. En dan ja, ek weet nie. Ja, Tino, so dit is nie noodwendig jou lens op volle ekstensie nie. Dit is jou focal length wat jy gebruik om mee te werk. Dis reg. So al het jy 'n 200 mm lens en jou focal length is 400, dan is 400 die getal wat jy mee werk. Ja. Jy's doodreg nie. 3 of a kind. Nee, ek dink nie altyd rond. Oh, wow. Ek sal hierdie een doen. Baie mooi foto. Ek hou daarvan. Die eerste twee is eerste een al twee, die twee is skerp. Die een aan die regterkant is effens meer smooth. Maar awesome. Ek hou baie hiervan. Wel gedaan, Marino. Ja, wel gedaan, baie mooi. Net een punt daai tussen daai stingels tussen die regterkantste 4 blomme. Ja. Dit kan miskien uitgehaal word. Ja, dit pla. Dan is dit eenvormig, ja. Maar hierdie is so skerp, dis net nie waar nie. Dis baie mooi. Hoe rooier, hoe mooier. Ek sal hom ook vat. Dit is verskriklik mooi. Dit is so pragtig. Vlamskerp, bloedrooi. Ek hou van die wat hy so donker is aan die kante en die hoeke. En ja. Goed uitgesny. Ja, hy's goed uitgesny, 'n mooi rampie. Baie mooi werk hierso. Veel geluk aan die fotograaf.
Mooi Eigenlijk, Pieter. Pieter. Okay. Jy sien, ons het voorheen, ek dink Pottie kan onthou, het ons gesê, ons wil nie graag die goud wys, of ons wil net die telling wys, want, soos byvoorbeeld nou, met die 12, Pieter kry maar goud vir 'n 12, maar as jy nou gaan en jy gee daai selfde 12 vir 'n 1 of 2 ster, dan kry hulle Vir 3 Marite. ster. Ja. Maar dit is goed. Soos hulle sê, it's the price of fame. Ja. Hierdie kyk, ons Die het die hoogste laaste, bome van die meeste wind. kyk, die laaste selfoon aand was meneer Johan Brits by gewees, en Tot ziens, Nico. Ja, maar dankie. en ek dink die selfoon sessie is meer daarom om ons lede gemaklik te maak om te sien hoeveel 'n foto eintlik werd is en volgens punte. Pink Cosmos, Ek sal hom doen. Dis mooi kosmosse. Die middelste blom is definitief in fokus. Die agterste blommetjies is nie soveel in fokus nie. Omdat hulle geel is, trek die geel my oë spring die hele tyd tussen hulle deur. So kyk maar net as jy iets soos dit wil neem, veral met 'n prominente kleur soos geel, dat al jou blommetjies se middel net mooi in fokus is. En dan die agtergrond lyk ook 'n bietjie, hy trek ook aandag met 'n bietjie beweging daar agter. Maar ek dink hierdie was 'n baie goeie probeerslag geweest, baie mooi foto. Dis ietsie wat jy kan teen 'n muur opsit, maar ja. okay, dis 'n goud vir Estel. In the Wild. In the Wild, ja. Okay, ek gaan hom vat. Hierdie is 'n baie mooi bossie. Hierdie pink bossies, ek smal oor hierdie bossie. So die persoon wat hierdie afgeneem het, weet ook dit is 'n baie mooi bossie. Dit is pragtige kleure. Dit is net jammer dat die lig aan die bokant hom bietjie uitgeblaas laat lyk aan die bokant. So Louis, wat jy kan doen as jy dit weer afneem, is om die rigting waarin jy dit afneem te kyk dat die lig hom nie vang nie. Kyk dat daar iets donker is. Jy weet, loop al om die bossie of kry 'n ander bossie wat meer beskut is teen die lig, sodat dat daai wit die bokant van hom ook donker is. Laat die pink meer uitstaan. So dit is eintlik al wat fout is met hierdie ding, is net daai lig. Want verder is daar niks wat met hom nie. Hy is pragtig in fokus, al daai klein fluffy veerkerige dele van die bossie is mooi in fokus. So dit is al wat verkeerd is met hom. So en dan die ander deel is soek vir jou 'n bossie wat nie soos aan die regterkant is hier nou takkies wat nou lyk of dit nou verbind is aan die ding. Dit lyk of dit nou half afgesny is. So kry vir jou een wat of skuif net die takkie weg, laat hy nie raak aan die ander deel nie, laat dit lyk of die takkie alleen staan. Dat hy lyk of hy nie afgesny is nie. En dan sal dit jy 'n baie mooi prentjie vorm. Maar dit is 'n goeie poging. Dankie. Stilet Love. Pieter. Okay.
Ek hou van die een net omdat dit totaal anders is. Dit is uh ek nooit nou nie so iets verwag nie. Is wat mens kan sien is skerp. Daar's dele waar daar nie baie detail is nie. So onthou daar's highlights en shadows. As jy iets is wat swart is, wat baie donker is en jy wil bietjie detail kry, lig net die skade wees en dan kom hy doodreg. Nou hierdie is die skoen is neergesit obviously voor water en voor 'n hemel daar agter. Ehm wat is hier in die middel van die skoen lyk of daar 'n kolletjie is, ek weet nie of dit op 'n skerm is nie, maar dit is 'n minor daai. Jammer die lig agter. Nou eintlik vir die foto moet die lig agter wolkloos wees, want die water is blou, die wolke is een kleur en dan die skoen donkerblou hier voor. So alles is goed gesien en goed aan mekaar gesit. Daarvoor dit is definitief 'n goud werd. Hierdie is iemand wat ek sien deurdry wat jou verbeelding gebruik en iets doen wat baie min mense sou gedoen het en dit werk eintlik. Well done. Dankie Pieter. Son Sonsondergang. Ek kan die ene doen. Dis baie mooi foto. Ek is baie jaloers oor die foto. Dit moes so mooi gewees het in regte lewe. Jy het tot op die regte tyd gewag om hom af te neem. Die son is daar, hy trek aandag, maar hy's nie uitgeslaan of enigiets nie. Die voorgrond is mooi donker. Ek hou absoluut baie van hierdie foto. Ek sou niks verander het aan hom nie. Samarita vir Wynand. Well done, Wynand. Wat ek van hou is daai skip met sy ligte aan die linkerkant. Dit balanseer die foto perfek. Dankie, dis chokkertyd daar by die see. Okay. Best friends. Okay, ek sal hierdie een vat. Dit is so 'n awesome vakansiefoto. Dit sit jou sommer in 'n bui om see toe te gaan. Baie mooi foto, skerp foto. Ek kan nie fout vind met hierdie foto nie. Lyne lyk vir my reg, kleure, alles is mooi goed. Ek sou daarvan gehou het dat die hondjie ook na ons toe kyk, maar dis die storie wat hy vertel. Mooi foto. Samarita vir Marie. Kom ons gaan roei die bootjie. Ek sal hom vat. Dis 'n baie mooi landskapfoto hierdie. Hiervoor is 'n point of interest. Die water is pragtig glad. Die weerkaatsing van die bome en die berge is baie mooi. Dis 'n pragtige toneel. Die kleure is mooi helder. Dis 'n baie mooi poging hierdie. Tina is Janus, baie mooi foto, Tina, wel gedaan. Dankie. En dit was die laaste een van die ope. Ons van tema toe. Tema was refleksie, né? Die pers fiets in die reën. Judy?
Baie mooi foto. Die Ek hou die van foto die is nog nie lyne, op. ek hou ek hou van die lyne, ek hou van die kleur, ek hou van die perse wat mekaar so mooi aanvul en refleksie is baie mooi. Ek weet nie, ek dink nie daar's iets wat ek sou verander het nie. Is baie mooi. Ek hou van hierdie storie. Goud bal vir Karen. Refleksie op die eindlose strand. Ek kan hierdie foto doen. Ek dink dit is 'n baie mooi foto. Dis 'n vakansiefoto. Dis een van daai oomblikke met 'n mamma en haar kind. Dit is iets wat 'n mamma altyd sal vashou want sy altyd sal na terugkyk. Ek weet baie keer sê hulle daar moet meer spasie wees waarna toe jou onderwerp toe beweeg, maar ek dink in hierdie foto werk dit dat die spasie meer agtertoe is. Dit wys jy net van waar af hulle kom en dit vertel 'n absolute mooi storie. Ek sal niks aan hierdie foto verander nie. Ek sal net so hou. Baie mooi. Goud vir Sari. Art imitates reflection. Ek sal hom vat. Hierdie lyk na 'n baie artistiese aanslag op hierdie foto. Dis baie goed gedoen. 'n gewone kosmosfoto verander in iets artisties. Lucia, jy het 'n goeie job gedoen, ja. Jy moet ons leer hoe om hierdie te doen. Dis regtig mooi Ja. gedaan. So 12 vir Lucia. Sentrum weerkaatsing. Judy, kan jy die aanvat? Ek hoop ek sal dit nie hoef te doen nie, want dit is 'n moeilike een, hè. Dis baie mooi en ek meen die hele refleksie is eintlik in die foto. Dis amazing. Is 'n baie mooi foto. Ek hou van die lyne, ek hou van die teksture, ek hou van die kleur en baie mooi. Ek sal dalk miskien net hier aan die linkerkant bietjie afgesny het. Bietjie meer ingekrop het. As ek nou regtig kan kritiek lewer. So Mooi 11 gedoen, Pieter. vir Pieter. Winter Sorry, reflection. kan ek net inchip? Mense, as julle punte gee, moet julle regtig bietjie kyk na die. Kan ons net teruggaan, Tina? Sorry, Nou wat? Tina. Nou, Ja, Ek wil net hy verdien 'n beter punt, definitief. mense, julle moet net Tina het vir ons ander dag 'n leiding gegee van hoe ons punte moet toedien. En om hierdie foto 'n 11 te gee is regtig 'n skande. Hierdie foto alles is in lyn wat in lyn moet wees. Hy's in fokus, hy's mooi skerp. Die kleure is reg. Daar is absoluut niks
absoluut niks fout met hierdie foto nie. As mens enigstens kan sê wat kan ons doen om hierdie foto beter te maak, kan ek nie een ding sien wat ons beter kan maak nie. So om hierdie foto 'n 11 te gee is 'n skande. So ons moet asseblief daai leiding wat Tina ons gegee het, gebruik asseblief daai riglyne as jy hulle punte gee. Ons kan nie met sulke punte oor die weg kom nie. Dit is verkeerd. So ons moet asseblief leer om dit reg te doen. Dankie Judy. Dankie Karen. Winter reflection. Ek wil die foto doen. Dit was 'n baie goeie idee geweest. Die blaartjies staan mooi uit in die swart. Ek dink dit was 'n baie goeie idee geweest. Die enigste vangplek met die foto is dat die seile bietjie geskeur is en die water van die swembad trek baie aandag. Dalk moes jy net aan die ander kant van die swembad gestaan het, dan sou dit dalk 'n baie sterker foto gewees het, maar ek dink jy het 'n goeie idee gesien, te kans gevat. Dis die enigste kritiek wat ek kan gee oor die foto. Sorry, my vingers gly bietjie hierso. So, Alpha Estelle. Reflection in window. Wil jy invat? OK, hierdie is dis baie mooi raak gesien. Dit is 'n baie goeie idee. Het nou net ongelukkig die fokus is hier op die verkeerde plek. Die kameraman is in die foto met sy selfoon in die eerste plek. Louis, daai werk nie vir my nie. Dit werk nie mooi vir enige foto nie. Die fotopersoon wat afgeneem word, sy gesiggie is weggesteek in die wolke. Haar oogies wys mooi. Ja. So, dis 'n baie goeie konsep. Dit kan 'n baie mooi foto wees. Maar onthou net refleksies is baie belangrik. Dis baie versigtig wees met refleksies in die sonlig. So ja, wees net versigtig vir dit. Iets wat jy kan probeer. Ek kyk nou na daai gesig met die wolk. As dit die foto was, net die gesig met die wolk, mens moet 'n wolk afneem en 'n gesig superimpose op hom. Laat net die oë deur die wit van die wolk kom. Ek dink dit sal 'n absolute awesome foto maak. Ek gaan dit probeer. Dankie. Conga reflection. Ek sal hom vat. Dit is 'n pragtige foto hierdie, uitstekend. Die wolke is mooi dromerig. Die son is baie mooi sag. Die skulp is mooi in fokus. Hy reflekteer mooi in die sand hier voor. Met die water wat terugspoel, baie mooi sag. Dit is 'n pragtige ook 'n artistiese tipe foto. Dit lyk soos iets wat mense ook teen 'n muur kan hang. Baie mooi. Mooi Marita vir jou Wynand, wel gedaan. So 12 dan vir Wynand.
Pink roos. Ek kan die een wat is niemand anders te wil nie. Baie mooi roos. Die roos is absoluut mooi en fokus. Die blare agter is daar, hulle is nie in fokus nie. Dis wat jy soek in so 'n tipe foto. Die waterdruppels is in fokus. Dit is absoluut 'n stunning foto gewees. En veral nog met 'n selfoon baie goed gedoen. Die enigste ding wat ek sal sê is die raampie is 'n bietjie te groot. Hy trek vir my baie aandag. Regte kleur, maar net 'n bietjie te groot. Maak hom net 'n bietjie dunner, dan sal dit 'n absolute fenominale foto wees. So 13 vir Marie. Vroegmôre. Okay, ek sal hom vat. Dit is lekker vakansieplek. Ek dink hulle noem dit 'n infinity pool waar jy nie die ander kant te wal kan sien nie. Obviously by die see met al die mooi palmbome met die weerkaatsing in die water. Ja, dit laat mens lus voel om see toe te gaan en nie so om Gauteng te sit nie. Beligting is goed. Ja, is dit 'n lekker vakansiefoto. Dit lyk blykbaar op miskien Mauritius of so iets. Maar baie goed lekker gesien. Dit was 'n lekker vakansie geweest. Ek is doodseker daarvan. Nou, die refleksie is ook mooi skerp. Ja. Kyk, Die water is doodstil. Kom die laaste foto. Jump. Ek sal hom vat. Okay, hier is 'n pragtige oorspronklike idee. Ek sou nou nooit aan so iets gedink het nie. Dit is net 'n jammerte dat niks op hierdie foto skerp is nie. So wat ek wil sê is doen hierdie weer, maar fokus net op die skerpheid en die fokus. Dis 'n oulike idee. Ja. Baie. Sorry Tina. Nee, is reg. Dit is maar jy is heeltemal reg. My selfoon is nie van die beste nie. In elk geval. Ja, ek weet, die selfoon is gesien. Ja, nee, is moeilik. Karen, ek wil net vir jou sê, van daai selfoonfoto's wat julle in Indië geneem het, is fantasties. Ek kan amper nie eers sien, dis nie met 'n kamera geneem nie. Is regtig mooi. Ja, ek weet nie, vir vandag het so mooi. Ek moet partykeer self check, dan sê ek van ek nee man, daai is nie 'n selfoonfoto nie. Dit moet 'n kamerafoto wees, dan moet ek self eers kyk. Dit was haar eie foto's. Ek het net 'n manier gekry om dit te edit. Ek het 'n manier gekry wat baie goed werk op om dit om te skakel. Nee, is baie mooi gedoen. Jy moet dit bietjie met ons deel, Nick. Ja, hy moet eintlik. Dis 'n goeie idee. Dit is baie eenvoudig en ek kan gou vir jou sê. So as jy hom oopmaak, dan gaan jy eers na jou image size toe. Ja. En jy sit hom op 300, nie op 72 nie. En jy maak hom die regte size 1080 by of 1920 en dan verwerk jy hom. Okay. Moenie hom eers verwerk en dan omskakel nie, want dan is hy te skerp en daar's allerlei artefacts op hom. Maar ek doen dit anyways. Makes sense. Dankie. Wat is die 72 en die 300 waarvan jy praat, Nick? Onthou jou foto's vir Photovault moet 300 dpa wees. Dots per inch. Ja.
verstellings, né? En die grootte moet wees 1080 op een Ja, sy, 1920 op die ander sy of ten minste een van die sye moet een van daai syfers hê. yes, yes. So jy stel daai reg. Die ander ding ook, jou selfoon neem op 8 bit. So jy sit hom ook op 16 bit voor jy begin proses. So as jy hom op Okay. 16 bit sit, dan het hy baie meer inligting om mee te werk. Jou foto's kom skerper uit. Dis nou interessant want ek skuif my foto's weer almal na 8 bit van 16 af na 8 toe, want as ek my foto's save na JPEG toe, dan wys dit nie vir my hoe groot is die daai grootte van die kilobytes van die foto nie. Okay, so daar leer ek ook net iets. Ja. Onthou, wanneer jy dit doen en hy's te groot, dan kan jy altyd net die gehalte aftrek. In plaas van 12 kan jy dit afbring na 10 toe, wat dit dan binne die Ja. regte file size maak. Okay. Okay. Right, Tino, wat sê jou stats? My stats sê Marina 3 of a kind het gewen in die oop afdeling. En dan mooi. Marie op die tema die Pink Rose en dan 3 of a kind. Ja, wat ek. Oh, well done, well done. Baie geluk julle twee. Ja, veel geluk. Baie geluk en so baie dankie vir die mense wat ingeskryf het en die moeite gedoen het om fotootjies in te stuur. Ek weet dit is jy weet jy stel jouself bloot. Jy doen jou beste en jy stuur 'n foto in en dan kom mense hier en kritiseer jou foto's. Dit is nie lekker aan die begin nie. Maar naderhand as jy kom op die plek waar ek wat nou al lankal ek sê nou nie lankal nie. Dit is soos Pieter wat nou al jare in die game is nie. Jy stuur jou naderhand nie meer veel aan wat mense sê nie. Maar ek meen jy leer elke keer ietsie. Leer jy. Elke klap aand, elke kamera aand leer jy. Al leer jy net een ding, jy leer. So hou aan, moenie ophou nie. Moet nooit ophou nie. Hou aan. Dankie, Karen. Dis Baie inspirerend. mooi hierdie foto. Wys ons die ander een. Ja. Wat was die ander een nou weer? Marie se Roos. Ja, en ja. Ja. Baie Ja, mooi. dis baie mooi. Dis regtig goed. Baie gewen. Okay, goeie nag julle almal.